Pas jy al ooit lus vir 'n heerlike muesli wat nie vol suiker is nie en hoog in proteïene? Kom ek wys jou om een te maak, 'n maklike resep. Ons begin by die bestanddele. Ons begin met 1 tot 2 koppies heerlike mielievlokkies. Cornflakes, in Afrikaans mielievlokkies. En net so 'n bietjie ekstra vir die wis en die onwis. Dan vat ons rou havermout. 500 gram tot 1 kilogram. Ek sal so tussenin gaan. 750 gram. Gooi die havermout in die bak. Dan gebruik ons 'n koppie chia saadjies. Nou vir die neute. Die neute kan enige neut van jou keuse wees. 'n Pekanneut of soos ek wat makadamia neute gekies het. Die neute moet fyn gekap wees en ons gaan ook net 'n koppie byvoeg. Nou gaan ons die nat bestanddele saamvoeg. Sit al die nat bestanddele in een bakkie. Verkieslik 'n bakkie wat in die mikrogolf kan gaan, want ons gaan al die bestanddele saam smelt. Die eerste bestanddeel is grondboontjie botter. Grondboontjie botter gaan ons baie van gebruik. 'n halwe bottel. Kom ons kry 'n lepel. Ek dink dit is die lekkerste en grillerigste deel van die resep. Wat ons nou nodig het, is botter. Ons het net 'n eetlepel botter nodig. Dan vat ons 'n kwart koppie marmelade. Ek gaan lemoenmarmelade gebruik, maar die keuse is joune. Moet nooit die vanille vergeet nie. 1 teelepel is genoeg. Ek dink die belangrikste bestanddeel wat ek vergeet het, is sout. 'n teelepel sout werk altyd. Ons gaan nou die nat bestanddele in die mikrogolf sit en sag maak totdat dit baie vloeibaar is en maklik in die droë bestanddele gemeng kan word. Onthou om die mengsel gereeld te meng, sodat dit eweredig sag word en smelt.
As die mengsel bietjie te dik is, kan jy altyd nog bietjie botter bysit. Wil jy die mengsel proe? Dit is 'n skoon lepel. Ek kan sien aan jou gesig, dit het baie lekker geproe. Meng die droë bestanddele goed. Sit dan die nat bestanddele binne in die droë bestanddele. Ek kan nooit verstaan dat die mense nie die bakkies mooi uitkrap wanneer hulle resepte vir ander mense wys nie. Mens mors nie met bestanddele nie. Sal jy asseblief vir my die vuil skottelgoed in die wasbak sit? Tyd om nou alles saam te meng. Ek dink my hande gaan beter werk. Maak seker dat die nat bestanddele goed ingemeng is. Wat nou oorbly is om dit op 'n bakplaat te sit en die oond te bak. Onthou om jou oond aan te sit op 180 grade Celsius. Ek gebruik 'n gasoond. Kom ons kry die bakplaat reg om die mengsel in te sit. Onthou om die bakplaat met olie te smeer of om te spuit met 'n oliebasis sodat die mengsel nie vassit aan die bakplaat nie. Dis eintlik beter om buite te spuit, maar vandag reën dit. Kom ons kyk of al hierdie bestanddele op die bakplaat gaan pas. Hoekom gaan dit in die oond? Dis om dit mooi te rooster en dat die havermout nie heeltemal rou is nie. Kom ons sit dit in die oond. Ons gaan die mengsel vir 20 minute in die oond los. Onthou om die mengsel gereeld te meng sodat dit egalig en heeltemal deurbak. Dit sal 'n mooi bruin kleur vorm. Hierdie proses sal omtrent so 20 minute neem. Kyk maar hoe lyk jou muesli en besluit self wanneer dit goed genoeg is vir jou. Kom ons roer die mengsel so bietjie. Dit ruik heerlik. Terug in die oond. Lyk my in 'n gasstoof het dit so bietjie langer gevat as 20 minute. Omtrent so 30 tot 35 minute. Kom ons kyk hoe lyk dit. En nou het ons heerlike tuisgebakte bruin gesonde muesli. Ek kan nie wag om dit te probeer nie. Ek hou van melk saam met die muesli. Maar dis net so lekker saam met bietjie yoghurt en vars vrugte. Dis baie lekker. Onthou, hierdie resep kan jy ook verander soos jy lus het. Sit ander neute by,
Sit gedroogde vrugte by. Enige saadjies en maak dit jou eie. Laat ons in die kommentaar weet of jy dit probeer het en dalk jou eie bestanddele bygesit het. Lekker eet. Onthou om my knoppie te druk en aan te sluit by ons kanaal.